Voor ons begin met ons reeks oor die boek van Openbaring, wil ek eers oor 'n belangrike term gesels, en dit is world view, of in Afrikaans, jou wêreldbeskouing. Nou wat beteken dit? 'n Wêreldbeskouing is soos 'n bril wat jy dra, sonder dat jy dit altyd besef. Daardie bril beïnvloed hoe jy na die wêreld kyk, en natuurlik ook hoe jy die Bybel lees en die Bybel interpreteer. Onthou nou, ek en jy lewe 2000 jaar na die tyd van Christus. Ons dink anders as die mense van 2000 jaar terug. Ons het ander vrae, ons het ander probleme, ons het 'n ander kultuur en ander invloed. En dit maak dat ons onbewustelik dinge, moderne dinge, in antieke tekste inlees. En dit sal noodwendig goed wees wat die oorspronklike leser en die oorspronklike outeurs nie eers van geweet het nie. Dis hoekom dit so belangrik is om hierdie denkbeeldige bril af te haal. Ons moet vra, wat sou die eerste lesers of die eerste gemeente verstaan het wanneer hulle hierdie goed gelees het? En wat wou die skrywer oordra aan hulle? Wat wou die skrywer regtig sê? 'n Paar eenvoudige voorbeelde van hoe jou wêreldbeskouing jou kan beïnvloed. As ek die woord koning moet gebruik in moderne tye, gaan baie mense dink aan die Britse monargie, waar die koning en die koningin net 'n meer 'n seremoniële figuur is. Hulle het nie absolute mag en krag soos konings in die antieke wêreld waar hulle jou lewe so kon neem nie. Nog 'n voorbeeld is die woord see. Dink aan, as ek vir jou sê, ons gaan see toe. Almal gaan dink ons gaan lekker vakansie hou, maar in daai era, in daai tyd, het mense nie vakansie gaan hou by die see nie. Die see was iets misterieus, iets wat gevaarlik was, iets wat vol chaos was. Kan jy sien hoe jou wêreldbeskouing, jou interpretasie kan beïnvloed? In hierdie reeks gaan ek vir julle wys dat daar ander perspektiewe is, ander wêrelde van verstaan, wat vir ons oopgaan wanneer ons bereid is om ons wêreldbeskouing brille af te haal en terug te stap in die wêreld van die Bybel self. So ek wil jou aanmoedig om saam met my deur hierdie reis te gaan, en ek gaan vir julle die ander hoofstrome verduidelik, sodat jy self kan sien watter een die beste met die skrif en die geskiedenis strook.